Solidariteit van die Gautengse premier vas in die hof en kunstenaars ruk op na die musiekregte organisasie. Baie welkom by vandag se Afrikaanse nuusbulletin op die 13de November 2025. Ek is Dian van der Berg. Solidariteit gaan op 18 November die Johannesburg Metropolisie op dringende basis in die stad se Hooggeregshof daag nadat sy banier onregmatig verwyder is. Die vakbond sê hofstukke is onder meer aan die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi en die Johannesburg Metro beteken. Die baniere het deel gevorm van bewusmakingsveldtog wat oor raswette wat Solidariteit vir die G20 beraad beplan het. Die banier is egter sonder enige kennisgewing, verduideliking of regmatige proses op 10 November deur stadsowerhede verwyder. Solidariteit vra dat die verwydering van die banier onwettig verklaar word en dat die hof die onmiddellike herstel van die banier op dieselfde plek moet gelas of dat die banier kosteloos aan Solidariteit terugbesorg word. Die vakbond sê hy gaan intussen voort om soortgelyke advertensieborde reg oor die provinsie op te rig. Solidariteit het 'n dringende aansoek beteken op die Johannesburgse munisipaliteit en op die Gautengse premier Panyaza Lesufi. In die dringende aansoek argumenteer ons dat hierdie verwydering 'n direkte aanslag is op ons vryheid van spraak en onregmatig plaasgevind het. Ons vra dat hierdie banier teruggesit moet word op die plek waar hy was voor die verwydering. Ons wil voortgaan met ons geveg teen die aanslag op ons vryheid van spraak en teen die sensuur en gaan ons voort op die 18 November om die saak te argumenteer. Die rand het vandag vir die eerste keer sedert 2023 onder R17 teen die dollar verhandel, terwyl die Johannesburgse effektebeurs, die JSE, se indeks met 2296 punte of 2% tot 'n rekordhoogtepunt van 115.205 gestyg het. Beleggers reageer positief op die mediumtermynbegroting met laer inflasieteikens en staatsskuldstabilisering wat optimisme aanwakker. Die JSE is vanjaar een van die top presterende markte in dollarterme en 'n moontlike opgradering van Suid-Afrika se kredietgradering word verwag. Die departement van basiese onderwys het hom daartoe verbind om infrastruktuuruitdagings by openbare skole die hoof te bied, maar het erken dat dit tyd sal neem. Die departement het gister sy skoolgereedheidsverslag vir die komende akademiese jaar vrygestel. Die departement se Sihle Mlambo sê hulle is ten volle bewus van die uitdagings wat in die verslag uitgelig is en sê daar sal met verskeie departemente saamgewerk word om kwessies wat deur die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie geïdentifiseer is op te los. En lede van Artists United beplan om môre saam met verskeie ander musikante na die Suid-Afrikaanse Musiekregte Organisasie of SAMRO in Johannesburg op te ruk om 'n memorandum van eise te oorhandig. Hulle sê kunstenaars word al vir jare uitgebuit, maar dat die tyd aangebreek het vir die praktyk om beëindig te word. Sommige politieke partye ondersteun die betoging, waaronder Action SA se leier Herman Mashaba, wat meen die regering gee nie om oor kunstenaars nie. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ons maak môre weer so.